voor ons begin, so op die topic, so praat van die ou mense. Ik heb gezien wanneer een video op TikTok of Facebook somewhere. Toen wil die overheid van afslag voor pensionarissen bij een restaurant. Dank jullie voor de bezigheid. Niet bij mijn restaurant. Aha, ik heb die afslag gekregen om mijn vlees te krijgen bij een restaurant. En hij was die onze punt geweest. Maar voel jullie voor als men het iets wil met instelt voor die oude gaders. Kijk maar als ik dan, zoals ik laatst hier gezegd heb, hoe mensen het, they've done a lot mee bro. Voor ons en voor die land ook, verstaan je? En als een mens werkt door dan praat ik met mijn vrienden dat zelfs, kijk hiermee bro, je loopt die vrouw van 60 nog op pad om te gaan tjabra. Verstaan je? So, overal, even bij die winkels met loodsprijzen van goed, al 4 goed voor die zeker, of nou 60 en op, you know wat voor hulle, jy moet bro, ik neem maar pension. Is hoeveel met jou kinders en hulle kinders ook nog wat die gaat werken, dan moet je wel ook hebben, so, ik doe een keer van my bra. Ik is voor het geef wel afslag. En hij was ook zo'n punt geweest van die suppliers gaan hier bij jou. Zeg maar, kijk je zo, je ziet zo'n afslag op ons. Was geen niet van pensioen, maar die goedkoop die stok op, zoals dat. Zo interessant nog zo is. Maar zekere plekken maak voorziening mos. Above 60. Dan krijg je discount. Zoals Pick n Pay. Kijk, as mense sê jou besigheid is klein, so jy kan net 'n sekere mate gee. Daar kan jy nou nie ten volle gee nie. Maar as jy nou van my vat, ek gaan maar altyd gee. My suster sê altyd, sê vir ek doen nie goeie besigheid nie. Ja, dis dit pa. Sê jy op die einde van die dag gee ek seker allei goed vir net. Dan is jy nie 'n besigheidsman nie. Sommige kere is dit vir ons, you know, maar ek weet ook, you know what, sometimes ek is ook so. You know, die hart is altyd maar groter as, you know what, aan sê jy maar okay, you know, nie so kwaad dan kyk jy. Kijk, kwaad. Sê jy, dis ook om die dokter sê. Voor ons begin, is iets goed sê. Voor ons begin, eerste as jy alright. Ek is jy okay nie. Sê net so met die weg gaat kyk, as jy die podcast kyk of wat. Mos kan vergooi episode. Alles voel so wat? Nee. Dankie. Kyk jy begin daar. Sê wil dit mos gehad het. Die week mense sien mos nou. Ja, dat is mos lekker afkry. Heel fees afkry jy dan af. Asseblief mense, tage te mense. Ons is reg. We are ready. Okay, cool, let's do this. Episode 61 van die Vermaak en Praat podcast. Yeah, podcast waar ons julle vermaak en waar ons lekker saam praat. En ons in die Weskus waar alles lekker is. Ooit al seker 2 ure aan die gang. Terwyl ons mekaar se gesels geniet en dis waar die podcast gaan. Dis waar die podcast gaan. So vandag, ek dink vandag as iemand hy daar sommige dingen beginnen maar op 'n hoë noot is skep klaar 'n verwagting en dan word jy besig omgedraai. En ek glo die hele regering dat ek so werk vandag. Yes, lots. Come on. Maar ja, aan die veel linkerkant, né? Aan die veel linkerkant. Ek weet ek gaan 'n bietjie swaar. Heb jy hulp? Heb jy 'n gevoel? Gaan 'n bietjie swaar. Meester. Ons sien. Maar ons dank aan hulle in hulle tyd van nood. Maar Porat Jones, welkom by die podcast. Thank you, sir. En dan Westside Tupac. Till we die. Yes, all the way. Sy het gesê sy was so musiek. So ja, Mas Tupac, welkom by die podcast. En dan die speciale man. Nie ekie. Maar. Ons gaan nie week op tyd ons Yes. Ons wil en ek verstaan dit en ek stem 100% saam met dit. Die respek is daar, né? So as julle miskien hoor ons praat nou 'n bietjie nie soos julle gewoonlik met die groot man praat nie. As dit is respek het, maar as net hoe om vir hom gemaklik te laat voel. Op haardie noot stel vir u self voor sodat ons kan weet hoe om vir u te pronounce en vir u. Okay, middag almal. Ek is Geraldo Pieters. Baie noem vir my noemnaam Jerry.
As jy nou baie gemaklik is, dan noem jy Jerry. En as jy meer gemaklik is, dan ken jy nou my bynaam wat ek hier gaan doen. Okay, come on. So ja, Ik zou waarschijnlijk een nieuw netto op ons Ons zal komen bijna. ons het 'n pek hoor, hy sê Ons sal natuurlik. So, waarom is jullie gemakkelijk? Geraldo? Ja, my bra. As jy gemaklik met Jerry of Geraldo, Basta. Begin ons die pas. Jy wel nou dwars. Nee, ons kan Jerry. Oh, nee, Ja, maar voel zo. Nee. hoe voel dit? Ja. dan zie je pas het Gerald. Basta Jerry, ik ben net gezegd. Dat is van uit Jerry. Laat ek voel dit of ek baie clean is as jy sê Jerry. Nee. Dat is heel serieus. Het is out of respect. Verstaan je? En dat is zeker maar hoe mensen goed geraakt het, you know. Ik ga dit niet weg. Dit gaan nie Is my day, you know. Ons kyk maar hoe Ons kyk maar. gaan het dus ook niet worden, nee. Maar hoe gaat het vandaag met jullie op hierdie mooie maandag? Ons begin eerst meneer Gerald. Sorry, ik wil zeggen nog die naam. Ik hoor. Zie je Lots? Jij wil brave. Er gaat met pasta. Jij wil brave. Sorry julle. Toe mens nou met my begin praat, hoor. Dis dit Mr. Petersen. Hy shit. Ek sê Gabby sê vir my Jerry. Ek kan nie Mr. Petersen. So, het gaan baie goed. Ek het amper vergeet van hierdie afspraak en Miss E het my geremind vanoggend. So ek is baie excited om hier te wees en is 'n voorreg om saam met julle te kon gesels. Ek is mos 'n prater, ek hou van praat. So ek moet net my water drink as die mond begin droog trek. Baie belangrijk, ja. Yes, maar dit gaan baie goed. Hoe gaan dit saam met julle? Dus is goed. Die body is een beetje moeg. Maar ons hou aan. Het is einde van het jaar. Ik denk allemaal als je kan hij moeten. Je hebt bij die ziel, al blijft bij die ziel, kan niet bij die ziel. Nee. Hij had een andere man met een paar blauwsokjes gevecht. Ga leven bij die. Ik woon nou wie is die man. Ja. Also, right. Ik zelf, ik is fijn. Uitgespaard. Dieren gedragen. En hij is belangrijk. Dat is ook gemaakt tot vandaag toe. Tot maanden van het jaar dus uitgekomen was, hoe dit komt. Daar was tekortkoming geweest. Hoogtepunten, laagtepunten. Maar ons niet zo. En dat is alles samen, maar ons niet zo, ja. Zo dankbaar. Dat is dankbaar. True. Interesting reflection. Jullie twee iets? Jullie nou? Misschien? Oké, goed Lots, my bra. Zoals jij gezegd het, man is moeg. Die week maken man klaar. Maar het gaat goed met broer, ja. I'm good. Yes. Ik wil niet zeggen voor, zij gaat zeggen hoe we het gaan, hè. Zij is hier alleen. Zij maar ook daar voor jullie, zij wil hier graag over zitten, maar ook daar gesoebat. Zij is zo alleen, maar zij omdat die liefde wat zij heeft voor jullie. Voor jullie, ja. Net vir julle. Hoe gaat het vandaag? Dit gaan. Ek is nog hier. Ek haal nog asem. Is dat nie 'n song wat sê vir jou nie? Kan het zijn zo, hè? Kan het zijn zo, hè? Asseblief. Wat is daar? Hoe kom jy moe? Hoe kom jy? Hij is opgekleed. Het is opgekleed. Hij staat is opgelost. Okay. Ik denk voor ons een word of the day. Ja, ek het. Baie belangrik. Baie belangrijk, ja. The word of the podcast is uit Romans 8:28. We know that for those who love God, things work together for the good for those who are called according to his purpose. So ja, hou moed. Of course, Dinge gaan uitwerk. True. What inspiration. En zoveel belangrijke dingen gaan uitwerken, hè. Ik denk ooit was nou, laatst week, hè. Dat laatst week was nog eens. Een fantastische experience. Yes, het was baie nice hoor. Die naam van die show, dat is precies wat daar gebeurt. Het was een hard experience. En zal je eerst dingen uitgewerkt voor die beter goed? Dingen mooi afgelopen, was je zo geweest? Ek sal sê, kyk jy as 'n mens agter die skerms praat, is daar 'n sekere ding wat jy nog gaan sê, coming out of a perspective van organizing. As dit 'n sekere ding wat jy weet hoe dit moet gewees het
Maar as ek hier sou self gekyk het met al die mense, soos julle kan sien ek het die dinge se saamgebring. Die welcome board. So dan voel ek mense se gatte was geskop. Hulle was geskop. Nou wil ek vra, was julle gatte geskop? Ja, Most definitely. Ek moet aan mekaar video's maken. Nee. Ik wil delen. jy wil kyk, ja. Ja, my hare was weer geblaas. Nee, regtig waar. En 'n mens moet meer sulke opportunities create. Ons net oor praat van opportunities create. Ek het gehoor van haar, Jody Passon, Jonty se Mr. Mowgli se sister. Ek gehoor sy is net so talented, maar ja, bro, die goosebumps, my bro, lots. En die support, all in all, my bro, vir ons talent die buitekant in die dorp, you know. Great experience. It was nice om vir Jody te sien, want sy 3 jaar terug het sy die West Coast Got Talent competisie gewen en ek het altyd gewonder waar is Jody, want ek sien haar nie. En Jody het bietjie stil geword. Ja. En Jody het ons land verteenwoordig oor see ook, Wow. het sy daar gaan sing. En toe ons hierdie sou beplan en toe ons sê die mense en onmiddellik kom dit by my. Ek weet nie hoekom dit so by my gekom het, maar ek was baie goed bevriend met Jody en Moody se pa, Boybas son. So as jy vir hom geken het, hy het jong mense voor hom toegestoot. Hy het altyd daai safe space gegee vir jong mense wat upcome en rising is. En ons was daai tyd nog by die radio, ons het by departement sport gewerk, so ons het baie lekker saamgewerk. En oral waar gigs was, ons was daar, dan was hy ook daar. So Boybas son is 'n legend. En ons onthou nou nog vir Boybas son. En hy leef voort deur sy kinders. Deur sy 2 kinders. En ek het net vir John Taylor gesê, ek wil my vriend Boy se kinders wil ek daar hê. So baie min mense weet die band wat ons gedeel het en die respek wat ons gehad het vir mekaar. And it was totally an honor to have had these children with us at the Gatskop experience. Talented. Kyk, hulle is gifted, both of them. Very gifted. En mind you, net John T was die skaam een hoor. Jody was die een wat eerste na vore gekom gesing het en John T agterna so. En mense kan sien daar's so ietsie van hom wat 'n bietjie skamerig en dan as mense kan sien subtle, maar as yes. Maar maar Moody het mooi pad toe gekom. Ja, nee. Definitely. So ja, en as mense kyk hier ander mense wat daar was julle self, mense ek wil amper 'n handeklap gee vir die vermaak en Ons gee 'n handeklap. Ek moet my handeklap vir hulle. Dit was die eerste keer wat ons saam gewerk het as partners and I need to say to you guys, great job. Well done. Thank you. Ek het amper gedink die mense gaan my 'n invoice agterna gee hoor vir al die goed wat hulle gedoen het, very professional. Ek het vir Lots gesien daar aan die een kant met die laptop en Jules is hier op die verhoog en Miss E is besig. Ek sê jene die is mos as jy nou moet randwaarde sit. Is dit mos nou 'n goeie invoice wat ek kan kry. En hierdie mense het dit verniet vir hulle tembe gedoen. So ek is baie honored en ek het die grootste respek vir hierdie 3 mense geontwikkel en die praat en vermaak of die vermaak en praat podcast. So mense ondersteun hierdie mense asseblief. Thank you, baie dankie, Jerry. En ek moet jou sê, baie goed georganiseerde show. En ek kan love hoe julle allemaal saamwerk. En hy baie, ja, ken sy plek wat hy moet doen. As baie nice man. Team, ja. Hoe allemaal saam smel en hoe alles doen. En ek moet sê, hy het MC's. Nee, dat kry nie anders nie, bro. Hulle was stunning. Sorry, het hulle rehearsed? Hy voete was dit maar net ons want dit lyk maar so op die ding is, né? En onthou ons 3 is saam in die drama. En toe ek gesê ek gaan nou my PS vat. En hulle albei lyk so Ziza man, as jy Ziza het vir my gesê, sê vir hy ronde vroukie ek kom weer. So is classic. So they were very great. Ek dink ek ken hulle kaliber omdat ons saamwerk, maar hulle 2 saam het was 'n eerste. En onthou hulle teenoor mekaar al gespeel drama in rolle, maar ge-MC.
hulle albei was Want great. ek het gecheck, hulle doen dit maar altyd so saam Ja. en Is die eerste Julle het keer, regtig mekaar ek het net goed die prent gesien en toe sê ek, En okay, dat gaan weer. kom ek bring hierdie twee kort vroukies by mekaar. Hulle was daar nie. En hulle was great. Joy Lakabani, Evelyn Felix, you guys were awesome. True. Really. en baie mense kan hulle gebruik, you know. Wow. As Weskus, hulle sien. Ja, dat is maar. En hulle is chubby kinders. Ek kan dit mos nou noem, né? Maar hulle het nogal gerol in hulle eie vet, hoor. Ja, en hulle wou die boerie. Hulle het pad se kant toe gekom. Die mense vra vir my agterna, Nani, so vra net vir hulle of hulle knik as die pyn of hulle knie die pyn nie. En hulle het seensins gepyn nie, so nee, hy mense het gedans, hoor. Hulle was maar. Nee, rere. En dan, ons het gepraat van die sosiaal, né? Kan ons net so 'n bietjie uitbrei waarom was jy so gewees en die doel van die hele show gewees? Weet julle, ons het as 'n span het ons gesit, ons sou hierdie jaar was ons my man 2 jaar oud as 'n organisasie. Okay. En ons sou ons doen gewoonlik 'n Thanksgiving concert net om dankie te sê vir ons beneficiaries van die gemeenskap, ons partners vir die jaar wat ons gehad het. En hierdie jaar kon ons dit nie gedoen het nie en ons het besluit kom ons doen 'n gatskap experience, 'n bes net om te sê dit was 'n swaar jaar. Ek weet nie wat vir julle so swaar was, maar vir my was dit swaar. As ek net dink hoeveel trane en toetse en teleurstellings en beproewings op my pad persoonlik gekom het. En toe sê ons, okay, ons het nou genoeg gehuil vir die jaar. Kom ons bring iets na vore waar ons die mense kan laat lag, waar ons die mense kan pad se kant toe bring. En dis hoe ons op Ziza en op Masloo gekom het. Want die mense hou van hulle en ons het respek vir hulle. En weet jy, normaalweg sal ek nie vir hulle by ons huis toe gelaat het. Why? Jy voel mos 'n type van jou huis is nie goed genoeg en sulke goed en dis nou groot artists en maar wie hulle twee is het vir my gemaklik gemaak. Ek kon vir hulle gemaklik by ons huis toe laat en hulle het ingeblend. Kyk hierso, daar's nog 2 kamers wat nog nie gesieling is nie. Nou jy wil nie mense so bring nie. Is skoon en is nou weer wat gepyn. Maar jy wil nie mense so bring nie because jy het jou persoonlike ding. En ek was totally at ease. Ek was is waarvanaf hulle kom. True. Hulle herkoms. Humble mense wat swaar kry ken en wat dit gemaak het. En dit is die boodskap wat Letemba uitdra. Wat vir mense wil sê irrespectief waarvanaf jy kom, jy kan iewers gaan. Jy kan iewers kom. Jy is nooit te swak om iewers te kom nie, of jy kry nooit te swaar, of jy is nooit te veel nie, of allerlei goeders. Jy kan iewers kom. Jou hare is nie te bitterig dat jy iewers kan kom nie. Sien nie? My hare het krullig. My Alex Easter varkie. Jy nou praat van alles humble. En jy kon vir hulle gemaklik in jou woning inbring. In my spasie. En in jou spasie en hulle is mense. En ek weet nie of dit you know wat 'n Noord-Kaap ding is of nie. Yes. Nie lag nie, want jy's nou weer bly. Maar speaking about humbleness, né? En jy sê is waarvanaf hulle kom. Yes. Now, being humble sal jy sê, you know what? Jy kan humble wees as jy as some type of background vanaf kom en as dit makliker of as dit ding wat ons almal kan. Ons kan dit almal doen. Ek hou van jou van jou perspectief of jou vraag. Because ek kan alles het. Ek kan weelde het en goed groot geword het en baie bevoorreg groot geword het. En dan kan ek nog steeds humble wees. Ja. Maar net die feit dat by my is dit what you see is what you get. Ek wys vir jou my flaws soos dat jy is en baie keer dan sien ek mense op die kamera dit wat ons wil wys. Ons wil 'n sekere gedeelte. Yes. En die nice part van hulle twee is hulle gee ons alles. Ja. Hulle gee ons alles hoe dit lyk. Hulle gee vir ons die gat in die grond is hoe daar nie 'n teel is en hulle gee vir ons hoe die klikkie stukkend is en
En ons nou, as ek nou weer hulle kom na ons huis toe, dan gaan ek nou vir die mense oor die pad so lank 'n tafel toe gaan vra, want ek wil dit kwaai laat lyk. Ja. Dis waar. Van dit gaan oor my image. Hulle kan nie vir my so sien nie. Maar dis waar. enige een kan humble wees if you willing. If you willing. Goeie vraag, ja. Dan, ons praat nou ook oor 'n tema se 2 jaar anniversary, né? Yes, ons is 2 jaar oud, ons gaan vir 3 jaar. So ons is praat ek nou van die stigting Sama, kan ek? Ek wil nog gesê, ja, kom ons begin, waar ons begin, ja. Okay. Waar alles begin het, is nou 'n donker tyd in my lewe. So ek was vir so ongeveer 10 jaar getroud. En 2021 toe was dit 'n moeilike jaar vir my. So op daardie stadium het my ex-vrou gesê sy wil nie voortgaan met die huwelikie. Ons huwelik het krake ingehad en ek sê altyd ek praat nie vandag hier om 'n blame op haar te sit nie, want dit vat 2 om 'n huwelik se krake te bring en dat dit gaan. So 2021 einde Februarie toe basically daai tyd toe word ek gesepareer. En dit was 'n baie seer tyd in my lewe. So onthou ek was vir 10 jaar gewoond in 'n gesinslewe. En dit was nice. Ook ons het net slegte tye gehad. Die huwelik het goeie tye en slegte tye. Maar ongelukkig toe stap ek ook daai paadjie van separation. En is in daai tyd wat dit die moeilikste tyd van my lewe was. Ek was amper diep in depressie verval. So ek het my bevind in donker kamers. Ek wou nie lig sien nie. Ek kan onthou een naweek ek het toe ons nou uit ons huwelikshuis uit gegaan, het werk gekry en ek het toe nou gegaan en alles opgeruim op die einde. En ons gee die huis op wat ons saam gehuur het. En dit was 'n nice huis gewees in die dorp, so ons ek kom uit Louwel uit en sy het mos nou iewers gegroei. En hier word die mat onder jou uitgetrek. Maar ek weier nog om terug Louwel toe te kom. Ek gaan hier 'n woonstel in die dorp aan die ander kant van die dorp, Apollostraat. And sorry, why is it dan van I don't want to go back to Louwel because why ek het nou die ding op my en I don't want people to. Dit gaan daaroor van onthou en moenie verkeerd verstaan nie, die mense gaan praat en vir my voel dat ek as hele emotion, vir my voel dat ek het alles verloor. En wat sê die mense van my en ek was baie bekommerd daaroor. En van nou moet ek as 'n geskeide man of as 'n separated man moet ek nou teruggaan in dieselfde gemeenskap waar ek groot geword het En toe vind ek myself dat ek in daai woonstel is, ek was vir 5 maande daar. En toe was dit 'n donker tyd. Daar was hierdie naweek wat ek gegaan het, ek het vir my ek het 'n kappietop aangehad en my kar geklim, ek het gaan kos koop, takeaways en ek het genoeg gekoop vir die hele naweek en ek het my woonstel toegemaak. Die man wat in die huis gebly het, daar kom klop, is hier nog mense, is hy okay, ek wou nie mense sien nie. En daai spesifieke aand, toe voel ek maar, daar kom 'n selfmoordneiging oor my en 'n diepe depressie wat oor my wil val. En dit is daar wat ek besef het, maar ek moet hier uitkom. En ek besef toe ook, ek gaan nou skei, so dit kan 'n finansiële ding word, so ek moet nou die dorp se woonstel is bietjie duur, ek moet nou Louwel toe kom. En ek kom bly by een van ons volunteers, Prophetess Flons, en toe bly ek by 'n woonstel, en in die tyd in wat ek daar kom bly, dat het my pa is my oupa se oudste kind. En my oupa word siek, hy het COVID opgedoen, en ons stap die pad saam met hom, ek gaan haal hom, en ek bring hom Vredenburg toe, en vat hom hospitaal toe. En hy word gesond van die COVID in die hospitaal, maar voor hy kon huis toe kom, sy long het baie seer gekry, en toe sterf hy, hy is Augustus maand. En by sy begrafnis praat die apostel Lof, en hy praat met my pa, so, jy moet klaarmaak, familie besig is in die Here, soek jou aandag. Maar net ons geweet, my pa het in September 60 geword, ons het dit gevier, 4 September word hy 60, toe vier ons op hy dag. En die 26 September toe sterf my pa. Sure.
So 2021 was 'n harde jaar vir my. Ek verloor my vrou, ek verloor my oupa, waarvoor ek baie lief is, en ek verloor my pa. So my pa is my oupa se oudste kind. So daar is ander kinders wat nou van my ouma kant af, maar vader by hom begin het, was my pa. So ons het daai sense of responsibility ook gevoel. En dit is daartoe ek na my pa se dood, die maandag nadat toe ek moet gaan werk het, toe kon ek nie met kop lig nie. Ek vind myself, onthou ek is die spokesperson vir die family gewees. So ek het met my oupa se begrafnisreëlings het ek leiding gevat met my pa ook. En so met ander woorde, ek het nie gerou soos ek moes gerou het nie. En die maandag toe alles oor is, toe kon ek nie myself beheer, ek huil die hele tyd, en toe besef ek, maar as ek hier die dood gaan aanvaar, dan gaan ek dieper in 'n depressie verval. Van toe is dit nou al 3 goed wat op een saampak. En ek bevind myself, my ma vra toe, dat ek moet terug huis toe kom. Ek is nou 38 jaar oud. Ek was 19 toe ek uit die huis uit is, toe ek op my eie begin bly en werk en so. En toe was ek omtrent 2021, was ek omtrent 31 goed, of 34 goed, wat ek toe van my mama na my pa se dood, ek moet huis toe kom, en nou kom bly ek in Lowville, ek het reeds in Lowville in die laaste pad gebly, vir 2-3 maande, nou moet ek terugkom, Moorkel toe, in Bosbewerstraat. En ek skop teen die kar, ek sê, Here, hoe kan nie dit met my doen? En ek is wel kom door die mense, wat gaan praat. En ek kom terug, en het was ook 'n donker tyd vir my. Ek bevind myself in my kamer toe, kom ek uit nie. Daar kom mense, ek kom nie na hulle toe nie. En my ma het net vir my kos gebring, weggevat. In my kamer het ek gestort in 'n toilet, so ek was heeltyd daar binne. En bring hulle, sit hulle my koffie neer, kom haal my net weer, sê niks nie. Ek kon nie die seer in my ma se oë sien. Het was nie vir lekker om my kind so te sien nie. En in die donker kamer, terwyl ek stikkend is, terwyl ek teen die grond is, en het voel vir my ek het alles verloor, en hoor ek duidelik 'n stem wat sê, Letemba. Ek hoor die woord Letemba. Ek weet nie wat Letemba is nie, maar ek is nog in my hartseer emotion, ek huil aan mekaar. Ek is in die tyd ook, wat my skei papiere ook gekom het, waar ek gedagvaar was. Ek het 3 dae gevat voor ek het geteken het. En ek huil. En is in die tyd wat die Here vir my sê, duidelik hoor ek die stem, ek gaan lees op oor Letemba, en Letemba praat van hoop, to restore hope, trust and faith. En ook toe kom ek agter, wat die, en is in die seertyd wat die Here met my praat oor, I need you to start a center for me. Daar's mense buite wat swaar kry. Always purpose in the pain. En ek redeneer, hoe kan ek 'n ding begin en met mense gaan werk, terwyl ek hier nou stikkend is, terwyl ek voel u toegelaat, Here, dat my vrou van my afgaan, en al die klomp goed, en dat mense van my praat, en skinder, en al die klomp goed is oor my, so jy dink ek kleen, jy is emotional, en daai is in 2022, van 2021, 2022, wat daai gebeur. En die Here wys vir my met tyd, sal ek hoor, as ek in die kerk is, die investors is gereed. Ek hoor net sulke snippets. En die Here wys vir my spesifieke mense wat met my gejourney het van kleins af. En hier as hy daai ene gaan vra jy om dit te doen, daai gaan so het dit begin. En ek het toe spesifieke mense genader en hulle toe gegaan en gevra dat gesê dat dit is die vision wat ek kry, kan julle help. En toe hulle almal kom toe sê hulle, maar ons wil lankal so iets betrokke by geraak het. So ek kom op die regte tyd. En dit is hoe Letemba begin is, en ons het 'n meeting gereël. So voor die establishment meeting wat ons gehad het, ons was 'n groep volunteers randomly wat projekte in die gemeenskap gedoen het. So ek kom terug Lowville toe,
En hulle trek van my in by die komitee en ek help met projekte. So ek werk toe al in die staat in. Ek is nou hierdie jaar, is dit 21 jaar in gemeenskapsontwikkeling betrokke. So ek het gewerk in die community, staat toe gegaan, so daar was so break-in service. En hulle trek my in en ek is saam met die komitees doen projekte, back to school en Christmas projects en so. Ek kan onthou ons het 2022 te doen ons Christmas party. Ons target was 300 kinders by die Civic en daai dag toe kom maar 700. Wow. En dit was alles deel en toe kon ek duidelik sien die plan van God. Sorry, voor jy dinge sorry guys, ek wil teruggaan. Hoe of maybe ek het gemis, maybe jy het genoem. Nee, uit donker kamer, I know of donker kamers. Hoe het jy jouself uit donker kamer uitgekry en gecheck, hey, I need to go and do the work that I'm doing now. As ek dink van, okay, ek het die God se stem gehoor, Letemba, and then bam, I just went out. Because there's a klomp mense wat en I dink as I said, you know, how did you escape that ek moet sê, daai was vir my and even so as ek kan push, like as jy miskien kan, as jy gemakkelijk is, you know, verduidelik, you know wat, dis wat ek maar gedoen het, you know wat, ek het maar besluit die oggend ek staan op, heel, ek gaat was vir my en ek maak my hier op en ek gaan uit en ek in die want as jy kom ek sê, ek was uit my kamer het kom haal. En dit is hoekom ek soveel respek het vir Nonita Lou. So in die kerkverband is sy profetes. So sy is 'n mentor vir my, sy's 'n vriendin. Ek noem sy maar 'n moeder. Sy het vir my uit die kamer uit kom haal. Sy het die komberse van my af kom haal en gesê jy staan nou op. Sure. Dit is wat sy gedoen het. Love. En toe ek nog hoor, toe trek ek my kop toe. En toe kom sy in uit deur mekaar kamer. En toe sê sy, ek wag hier binne, kom, jy sal nou opstaan. En sy het gewag dat ek my klas klaar was, en sy het met my op pad gestap. So, ek was gekom haal, ek het besef ek moet ook opstaan, maar het was nie maklik nie. Van, jou kop is swaar, sy wil net huil, sy wil net nie. So, daai is hoe ek uit die donker kamer uitgekom het. Ek was uitgekom haal en ek het nog ander wonderlike vriende gehad wat 'n pad saam met my gestap het. Hulle is 'n hele paar, ek gaan nie name noem nie, anders hulle voel ek sonder uit. Maar hulle weet wie hulle is wat na my toe gekom het. Ek kan onthou oude Johan, ek het op sy skouer gehuil. Ek het gesê ek het hom gesoek toe die ding met my gebeur en ek het 'n tydjie hom gekry. Daar was ander vriende wat met my 'n pad gestap het, maar toe ek vir hom kry. Van hy soos 'n ou boeta. En toe huil ek my hart uit by hom. En ek weet na daai dag, toe voel ek stukke beter. Want dit was hy wat daar gewees het en hy het my gehelp, hy en sy vrou. So ek het instrumentele mense gehad wat my gehelp het in die kamer uit. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Ek kan dit alleen doen nie. Ek kon dit op my eie doen nie. You need the support system. Ek het letterlik, Jules, het ek vir profetes gevra. Nou wanneer voel ek bitter, wat 'n dag, hoeveel dae nog, hoe ek kan nie die ding hanteer en dan as ek by haar, nee, dan gaan ek van haar af, net die feit dat ek van haar deur aan na die hek toe stap, dan lyk dit hy eensaamheid en hy goed tref my alweer en ek wil amper waar gesê, kan ek hier slaap nie. Van ek wil die hele tyd so onder die atmosfeer wees. Hulle het baie van my gebid, baie geencourage, baie skrifte gegee, moet in gepraat, geminister met die woord. Daai is wat vir my gehelp het. Om weer tot myself te kom van, ek was by 'n plek van, ek wil totaal opgee op my lewe in Christus. Want ek vond die lewe het my te seer gemaak. Dit is waar ek was. En dit is hoe ek uit die kamer uit gekom het, met die hulp van wonderlike mense en die hulp van my familie. Die hulp van my eie ma, my suster en haar seun. Hulle het die stukke gehelp. En baie kere, you know, rock bottom, dink ons altyd is die einde van ons dinge. Maar as jy daar deur is en jy kom besef, it's actually the beginning
Verstaan jy? You know what? Iets anders. It's the beginning of new great things. Maar daai oomblik, jy besef dit. Jy voel dit. En dis hoekom ek vandag kan empatie het met mense wat dit deurgaan. Ek kan weer vandag support wees because I know where you are. I've been there. En is 'n lekker plek om by te wees. Ek kan onthou die een aand het ek uit ons huis in die dorp toe kom hy selfmoord wat oor my wil gekom het. Toe vat ek my kar se sleutels en ek vat net klere en ek hardloop en ek gaan slaap by vriende. Sorry guys, en ek weet ons baie keer gepraat oor selfmoord en dinge so, né? Kyk, ek weet nie as dit is and that's why I want to ek wil gou uitvind. Wat? Ek het ook, you know what, manier, ek weet dit reg, lot. Ek weet dit reg. Ek wil nou selfmoord. Of dinges, because I don't know, baie mense het hier klom erger goed as ek. Yes. As jy sê van, toe kom die selfmoord dinges, wat is dat? Is dit soos ek kyk nou die ding, waar kan ek nou myself laat hangeer? Of is letterlik 'n gevoel wat oor jou kom, jy voel niks werd nie. Jy's minderwaardig, jy voel amper niks is die moeite werd nie. Dit is 'n gees wat jou en daai ander wat sit baie sterk jong. Ek het dit gevoel soos 'n wind rondom my. En ek het besef as ek hier moet bly alleen, dan gaan met my kop werk. So ek moet uit die environment uitkom. True. En dit is soos wat William ook gesê het, dan begin hy battle in jou mind van the positive and the negative. Wie gaan wen op die einde van die dag? En dis hoekom ek altyd sal sê support in 'n safe space is so belangrik. Regtig waar. Net om jou mind af te kry because sy's emotional, sy's in jou stryd. Sy dink nie aan 'n goed die en sy voel eintlik skuldig as sy lag. As hulle hier rondom jou verlaat sy. So ek kan verstaan hoe mense wat in rou is, hulle voel skuldig as hulle begin 'n joy ervaar. Maar daai ek het altyd gesê, wat is erger as jou vrou te verloor deur die dood of deur egskeiding? Altyd erg. Because jy lewe nie nou meer saam met hulle nie. But hulle sê mos the death is better when and weet jy dit daar's 'n graf. But like that, dan loop by mense daar. En yes, so you know. So daai is hoe erg dit was hoor. Ek wil sê dis 'n plek wat ek nooit weer by wil wees nie. True. Ek het begrip vir dit, maar ek het letterlik met die bietjie krag wat binne my geestelik is. Het ek geveg dat ek nie gediagnoseer geword het met depressie nie. Ek het geweier dit in die naam van Jesus. Daar het ek sterk teen gekom. Want ek het gesê God het my nie siek gemaak nie. Hy het gekom om gesond te maak. Spiritual warfare. So verstaan, so ek het geveg en met die mense wat my gehelp het. My krag was min, maar ek het so. En dit is hoe Letemba begin is. In my leeftyd in gemeenskapontwikkeling. Julle moet weet ek was jonk, ek was 'n skool drop-out. So ek het die skool gelos van dit 8. Dit was 2004 goed, dis 3-4. Toe los ek die skool want ek was in die drama groep by die skool. Ek was op die skool se leerlingraad by Juffrou Swanepoel. En toe dryp ek staan dit 8. Toe voel ek maar ek is skaam om terug te gaan. Ek gaan nie terug nie. En toe drop ek uit die skool uit. En op daai stadium het ek sosiale issues in my lewe gehad. Ons was jonk, ons het almal geëksperimenteer met rook, drank en drugs en allerlei goeders. Dagga en alles. Net toe ek nou vertel van ek is 17 jaar skoon, dis skrik lots. Dat ek 17 jaar skoon is van dwelms. Want hulle kyk die ronde lyf daar besef hulle nie ek was ook daar nie. En mense glo my nie as ek sê ek kom ook van dwelms af. Ek was ook verslaaf. En ek was verlang verslaaf. Maar ek het nie na reep toe gegaan nie. My reep was toe ek die dag my hart vir die Here gee. Toe het hy vir my gehelp. So ja guys, daai is die pad wat dit vir my gevat het in terme van om uit daai level uit te kom. En om die te kan begin, Letemba. Yes. En toe besef ek, unfortunate ek was. So uit die school drop-out, toe word ek die next jaar, ek het letterlik die jaar het die skool het gedrop het teruggegaan nie, en die volgende jaar toe begin volunteer ek by Love Life.
Die kliniek susters is die Sarah Thomas. Sy het vir Loveless mense gevra, is daar nie iets vir die kind, want hy kan nie sy lewe weggooi nie. Wow. En dit is hoe ek by Loveless betrokke geraak het, gevolunteer. En hoe meer ek saam die sessies sien ek maar die mense huil en die verandering in mense se lewens, dan voel ek maar, dit voel vir my goed. Ek hou van dit. En julle vir 'n skool drop-out wat uit die skool uit gedrop het, gedryp het. Jy het gedryp en uit die skool uit gedrop. En toe kies Loveless vir my as 'n data capture en ek vlieg Johannesburg vir die eerste keer. As 'n jong kind, 'n drypeling 'n skool drop-out, vlieg ek Johannesburg toe. Mense daai was 'n belewenis. En wat ek daar gesien het, die potensiaal, dat dit vir my gesê moet nie opgee nie, bou voort. En ek bekom 'n jeugwerker, hulle stel my aan sonder 'n matriek of 'n lisensie. Ek word die area coordinator toe later vir Love Life in die Weskus. So ek manage die Crownbreakers hier plaaslik in Saldanha, Langville en Vredenburg. Sonder 'n lisensie en sonder 'n matriek. Come on. En 2010 toe ek by Siyabonga begin werk, toe help sy se lisensie Siyabonga vir my om my lisensie te kry en my matriek te doen in 1 jaar. Matriek baie belangrik. Baie belangrik. So ek het 2010 dit gaan doen. En ek kan onthou, ek het nog die gevoel die brein is bietjie geroes man. Maar dis daai tydjie en die een aand sit ek met die boeke en ek huil, ek sê Here, ek wil die matriek hê. En ek gaan doen soos ek is baie doelgerig en as ek 'n ding wil hê dan soek ek dit. En toe besluit ek gaan al 6 vakke gaan doen. Come on. En mense sê vir my te veel, ek sê ek gaan dit doen. Toe doen ek my matriek, ek dryp 1 vak en ek slaag my matriek so goed nie. Maar toe sê ek mense ek in my sertifikaat. En julle moet weet nee, toe verdien ek maar R2700, 3000 daai tyd verdien. Onthou NGO's kan nie baie betaal baie NGO's en so nie. Is nou bietjie beter, organisasies groei, maar daai tyd 2010 toe is daai nou die salaris. Hoekom noem ek dit so van ek wil jong mense bewus maak, there is hope, there's always hope. So en toe ek klaar my matriek sertifikaat het en my lisensie. Toe kry ek werk by departement sport en hier verdien ek van 3000 af oor die 10000. En ek kon my eerste kar koop, 'n Chevrolet Aveo met daai salaris. So daai sacrifice wat ek daar gemaak het gemaak dat my salaris met meer as R7000 gelig word. En ek kon my eerste kar bekom. Vir 'n skool drop-out, 'n drypeling kon ek daai bereik. En in Lankana net toe trou ek en so, ek het nog nooit gehoor iemand laat school dropping out cool klink in my mas again. Nee. So, en vandag nee as jy die programme kyk in die tema, hoekom ek so 'n bietjie agtergrond gee. So that you understand where it all comes from. Toe besef ek, toe ek dit begin, my een kollega by Lywe sê die dag, toe sê nou besef wat ek gaan doen en dit begin het en so. Toe sê sy, ja kollega, I'm so glad for you. Sy's nou Engels sprekend. You literally in your purpose. Sure. En toe sing dit vir my die dag in, maar die 4 programme wat in Latemba is, die jeugprogram, ek was sommer stout gewees op dwelms en allerlei goed, en hier is die jeugprogram wat leadership en character building allerlei goed doen, en die skills development program, so of course gaan Latemba mense wil help om hulle matriek te doen, want ek was gehelp. So nou het ons vandag, ons het nou 'n bestaande klas wat ons nou het, ons help mense om volgende jaar matriek te skryf. So die droom is om ons eie ABIT facility te hê. En wat was jou droom gewees toe jy laity was voor Jano School? You know, ek wou actor bekom. You wanted to be? I wanted to be an actor. Hulle sê ek kan goed. Is nog te laat. Maar ek ken nie vir jou regtig nie. Maar toe ek vir jou sien, toe weet ek smakla is a creative somewhere there. Yes. Ek kan dit en as a scene, you know. So ek wou acting gedoen het, maar toe as ek 'n chubby kind, toe glo ek kan nie dans nie. Sien en ek het geglo ek kan nie sing ook, ek was laaste aan die lyn.
Toe voel ek maar om drama te doen, moet hy goed kan doen, so ek staan gaan met 'n dankbare hart terug. Maar het was toch altyd, en dis hoekom ek deeltyds drama gedoen, op skool drama gedoen. Ek behoort nou aan 'n drama groep, die Active Community Theatre, saam met Elton Les. So is het langlaas nou weer iets op die planke gebring. So verskillende stukke gespeel. En dan die YouTube stuk, so waar is dit in 'n Blou Here. Ek het so 'n klein rol daar in op YouTube. Yes, op YouTube. So waar? As die 10 Blou Here. As die 10 Blou Here. So yes, gaan kyk dit. Ek speel daar so kind of like 'n skoolletjie wat so in toe weer 'n visserman. So my pa was 'n visserman en vandag is ek 'n visser van mense, waar ek mense gaan vis. Hy was kwaad vir my maar ek het fisiese toe gegaan het. En nou julle kan mos sien die hande. Hy kan nie see toe gaan nie. So maar ek het gekom werk by mense en ek het mense probeer help. So daai is ons programme. As jy die subprogram sien, ek het opgegroei in 'n hok in. So was dit gebly 18 jaar by my ouma vir jare. Toe ek vertrek ook. So ons ken van die PMR, ons ken van die grond slaap, al daai goedes. Ons ken van dit reën in, dan is dit nat en sulke goed. So ek sê altyd ek het altyd op skool dan het ek nou hierdie kwaai vriende, onderwysers se kinders maar ek kan nooit vir hulle luister. En ek kan onthou een keer nee, nou is embarrassing. Is embarrassing nee. Kom. Hallo, worry nie, jy worry. Van nou like ek na interesting mens en hulle wil by my. Ek sê los eers van my. Ek kan onthou een keer my pa as hy dronk gewees het, toe kook hy die een aand vis. En hy was dronk, so jy plan nie vir hom as hy spelende vir Jody Boucher en al hy goed die hele nag. En toe brand hy die vis uit op die stoof uit skool. En ons klere ryk net so. En ons moet daai klere skool toe gaan. Dit is goed waarder ek kom. Ja, daar het ek ook 'n roodjie uit my sak al geloop. Ja, ek noem dit. Ek is baie open. En dan was hy vir 'n pop gevat. Aanlei julle wat in luister uitgeloop het sien. So, ons kom van daai humble beginnings af. En dit is waar my liefde lê van waar ek vandag 'n liefde het om iemand kos te gee. Seker te maak iemand het iets om te eet, iets om aan te trek, because we were there. My ma het hard gewerk by die soutfabriek en sy het gespaar en met haar salaris het sy reg gekry om tog vir ons 'n bietjie name goed te koop. Ek kan onthou sy die jaar toe sy spesiaal met die filatekkies, ek is swart filatekkies. Toe koop sy nou vir ek en my suster sit ons toe. Toe koop sy vir ons nou baie kwaai met die filatekkies. En nou ken julle daai reject Levi jeans. Sien julle daai? Nou koop sy vir ons daai, nou my ma se broer op die plaas gebly. Hy gaan kuier ons daar. Hulle weet jy is reject Levi jeans. Ons is die kwaaiste kinders op die plaas. That is my background. Dit is waarvan ek kom. So toe ek by Leibe begin werk, die eerste ding wat ek gaan kyk het, toe ek nou die stelsel kan lees, hoeveel dit my ma verdien. En ek het trane in my oë gekry daai dag. Daai salaris het ons almal gedra. En daar was tye wat ons ondankbaar was. Met dit wat ons gekry het. My pa het baie gedrink, so sê hy het baie na dit toe gegaan. Maar toe ek daai dag sien hoe die salaris wat my ma vir ons gebring het, toe kry ek 'n groter respek vir my ma. So jy kan maar sê ek is 'n mommy's boy, I'm openly a mommy's boy. I love my mother. Vir dit wat sy verteer het. So ons het nou gesê, onthou, is belangrik vir my om my pa se nagedagtenis te honor en te eer. So ek is baie versigtig wanneer ek praat van hom. Daar is baie negatiewe goed wat gebeur het, which we forgiven. En seker goed wil mense weer opbring nie. Uit respek vir sy nagedagtenis en respek vir sy familie wat nog lewe. Maar ek kan onthou, daar was tye wat ek van ons buite moet gewees het, my ma na skool gewerk was hy dronk en so. So ons was ook geslaan. My ma kom ook weer dat ek kan onthou tye waar ek klein was, dan sou ek my ma help
om dit te strek dat hy vir my ma kan los, daai tipe. So ons kom uit 'n gebroke gesin uit. Die mooi van alles is ek en my pa het vrede gevind as pa en seun voor hy gesterf het en even ons gesin. Hy het op die einde laas en my ma was vir lank bed en tafel geskei. En op einde laas het hy in dieselfde huis gekom bly. Ek was getroud, so hulle het saam gebly. My pa het sy eie kamer gehad. So hulle het nou nie kamer gedeel nie, maar dit is die gebroke gesin waarna ek kom. So ons vierde program in Letemba praat van die restaurasieprogram. How to restore people with heavy emotional baggage. So ons glo aan dignity sessions wat ons doen om one-on-ones om mense uit te kry. So die restoration program deel met gender-based violence awareness. Ons ken daai. En dan substance abuse. So ek kom uit 'n huis uit waar alcohol die sterk man was. Waar hy by my pa kom. En ek moet ook sê vir die land dat my pa het in die laaste paar jare van sy lewe nie meer gedrink nie. En ons het die beste tyd gehad met my pa. So hy het besef van sy foute en op sy manier het hy reg gemaak. En ons het vergewe. Ons het die bad goed wat met ons gebeur het. Maar dit is waar vanaf die oorsprong. So jy sal sien die programme wat ons het, die mense wat betrokke kom raak het. Dit is ook mense wat agtergronde het. Soortgelyk agtergronde wat deur goeders kom en hulle stories deel. So ons wat in die program is, ons het nou soos Jules vroeër gesê het, 'n great past. Great past. Here, ek wil sê myself wees, ek het 'n morsige vandag. Come on. Kom ek wees myself. Ek het myself gesê, nee. Hulle het altyd gesê ek by radio gepraat en ek sit aan. Nou het ek vir hulle vroeër gevra, sit julle nie aan nie. Ek het myself gesê vandag wil ek morsig pad kom. Ek wil ek net soos hy is. Ek wil geensins aansien, dit is hoe die mense my ken. Ja, ons het 'n kommunikasiestem, maar vandag wil ek sê, ek was hier 'n goeie mens. Waar ek vandag is net die genade van die Here. As God nie ingegryp het, Jules, dan weet jy waar was ek. Nee. I can talk whole day, my broerlots. Ek kan heel dag gesê, because I love this geselsing. You know what? En trauma, né? En ek wil nie, gaan, and as he said, talk and other side. So I have 2 questions maybe. Yes. Trauma must sal jy sê trauma is a bad thing? Because ons almal sê trauma is a bad thing, is it Gabby, né? Bloem. Wat gepraat het laas keer van sê eet maar nou net 'n bietjie. Because why say is nou gewoond aan nie kry nie toilet slaap en maar net 'n bietjie, wat sê dit? So sê eet maar nou net 'n bietjie. Jy weer praat van swaar groot word en nie het en that's why you give. Verstaan jy? Nou aan haar kante kan 'n mens sê hy trauma het 'n bietjie vaar gevat. Because why say willies me eat because why is nou gewoond, maar vir jou is dit 'n goeie ding. Maar dit is so is trauma actually ek gaan sê Jerry. Ek lag nou nie. Soos wat hulle sê, "Gee jy gaan eet, ek gaan eet." Nee, sy het geëet, hoor. Maar sy het geëet, maar Pikkie het nou iets in nou kan hulle sê ek het gaan eet. Maar sê jy so dat so it's trauma, jy mos die trauma counselor, so it's trauma overall a bad thing of komma goeie ook uit en ons moet net trauma net bash en sê ag, you know what, and that's why I'm saying I like my past too, I like your past too, we have a great past. En daar is my een vraagie, maybe ek moet nou jou kossies. En dan jy gepraat van, you know what, jy's bly jou pa gemeet terwyl hy nog lewe. Nou ek is my grootste wens om my pa te meet voor hy doodgaan en dis probably one of the biggest things. En ek deel dit met mense en ek gaan dit daar sit ookie, but as 'n ding, what if ek meet hom en hy dood? Dan wat gaan jy vir my, you know what, so I'm trying to, ek wil nie op die spot sit, maar dan waar sit ek en how can you help me navigate through that? Want ek, soos ek het nou sien,
I don't know if I'm gonna go and verstaan jy? So Kyk, ek is 'n ding wat ek vir myself prepare of what is, yes, you know. Is soos ek, nee. My pa was daar gewees, maar hy was meeste van die tyd dronk. Hy So was absent. ons het nie regtig 'n pa en seun verhouding gehad nie. Verstaan? En toe is dit wat ons daai gebou het. Wat ek toe begin leer, ek ken my pa op 'n latere stadium. Ek het nie geweet dat sekere goed omtrent hom en Yes. ewen my ma, omdat ons gesin so gebreek was. Het ek daar goedes geleer ken. Ek kan onthou die een keer toe ons nou mekaar so as pa en seun gevind het. Toe het ek een dag nie lekker gevoel nie. Ek was nog getroud. Toe werk my pa by my niggie se huis in die dorp in. En ek ry net daar verby, ek wil net my pa sien. Toe ek my pa sien, toe voel ek beter. Wow. Dit was 'n ander experience wat ek nog nooit gehad het nie. En daai het ek geweet dat I have been healed. Ek het begin 'n healing kry. Wanneer jy vrede het. Yes. Want onthou as 'n kind, die ma is daar, maar ons ook altyd die pa se approving. Daar is net iets rondom die priesterlike, die vaderlike se approval en Voor alle seun, ja. vir alles seën. Hoekom Akos kinders so uit? Want hy Ons is met het nie ex en daai gehad vader, nie. yes. Dan soek hulle die liefde op 'n ander plek en goed. Ja. So ek sal definitief advocate vir jou. As jy dit kan doen om jou pa te vind en by 'n plek van restaurasie kan kom. Ek sal nog ewen sê as jy my hulp nodig het om saam te gaan of wat, dan sal ek dit doen. Ek sal definitief 'n advocate. Dit gaan vir jou in die longer run gaan dit Because help. I know it can. And Maybe then there is gaan my bad. laaste een is because I don't want to make this topic my nie. Verstaan jy? Yes. And I know it can. Mm. Verstaan jy? Just No, as maar wat is God is showing me the purpose He has for me. Yes. Net so I know as ek die stap vat and I do it. I know the possibilities and there's a lot daar so en dit is daai. Dit gaan opsluit, dit van my dit opgesluit. Want weet julle wat, ek het vir jare gevoel my pa moet vir my vergifnis vra. En dit het nooit gebeur nie. But I don't even need the forgiveness. Maar ek het dit gevoel. En hy het sy manier gehad hoe hy vir jou gewys het, maar ek is jammer en vir wat dan gedoen en ek kan onthou toe ons het so afdak by die huis gehad daar wat ons nou bly. Toe woon ek nou nog nie daar nie, soos ons afdak, maar is heel oud en sulke goed as die reggie. En hy gaan vir jare om sy 60 doen, hulle is die saalmense nie. Toe maak ek daai ding reg. Die Here voorsien geld en ek maak daai ding reg en ons hou die party daarin. Toe die besigheid nou klaar reg is en beplan is, toe sak my pa af. Jong, ek hou nie van die F'se goeie sien. Ek sê, mami, maar ek het al die kostes aangegaan en nou is hy so 'n tipe mensie. Hy voel, hoekom moet Jerry nou nog geld mors op hierdie gebouetjie en toe die next oggend van na die party klaar is, dus my pa vroeg op. Toe fiets hy met baie trots hy gebouetjie uit. Daai was genoeg vir my om te sien. Hy gaan dit nie vir my herken dat hy wat sien ek is trots op jou nie, maar sy manier hoe hy gefied het vir my gesê is trots. En tog het dit voor die tyd so gevoel. So ek is 'n firm believer, ja, sommige relationships is irreparable. Is by 'n vlak wat dit nie kan repair nie, maar waar dit by jou mens is. Ons sê altyd met vergifnis, jy vra vergifnis sodat jy kan vrykom. Yes. Miskien verdien hy ander persone dit. True. Die Here gee vir my paar weke voor my pa sterf. Van COVID af is ons ingestel, ons praat oor die dood en enige tyd gaan en ons het daai gekry. En dit kom net by my die een dag toe ek daar is, maar ek moet van my pa vergifnis vra vir al die tye toe ek 'n stout seun was. Wow. En ek vra vir my pa van kleins af tot hy ouderdom toe, alles wat ek aan hom verkeerd gedoen het of te nagekom het. Onthou, as ek klomp wat ek voel hy moet met my reg, ek vra vir hom vergifnis. My pa staan op het voor dit loop uit, hy kan nie regtig. Toe hy inkom, toe sien ek maar daar het 'n traan uit sy oog het geloop. Maar ek is bly ek het die geleentheid gehad as 'n kind om vir hom as pa, al was hy miskien nou volgens my daai te 'n voorbeeld nie.
ek het gekom omdat die Here my verander het, toe vra ek vergifnis om my pa. En ek kan vandag sê dat my lewe het vir die beter verander. Toe ek daai tipe goeders gedoen het. So ek wil vir mense sê wat vashou aan haat, wat vashou aan bitterheid, let go. Jy hou jouself vas, jy hou jou eie toekoms vas, because as 'n sleutel in daai. Iemand het eendag gesê as die Here jou vyand in jou hand insit, wat gaan jy maak? So. Wat gaan jy maak? En om net by te voeg, Jules weet nou al hoe lank praat ons nou al oor hierdie journey van om sy pa te ontmoet, maar dit is sy keuse. Yes. Maar ons is hier om jou te support. Maar wat ek wil noem van trauma is daar en ons is lief om te sê as counselors, it's not your fault what happened to you, but it's your responsibility to heal. En dit is waar die positive change inkom. Jou healing journey is so belangrik, want dit gaan bepaal of jy 'n beter mens of 'n bitter mens gaan wees. You know? En ek het besluit in die lewe, ek wil 'n beter mens wees. Ek wil nie 'n bitter mens wees nie. Jana, ek wil 'n lag mens wees. Ja, man. Mens wees. En bitterheid hou vir jou terug. Nee. Ek kan nou vandag sê dat ek het met my ex-vrou, ons het vrede gemaak. Ons het hierdie jaar na 3 jaar mekaar gesien. In April maand en in Mamasbury gesels en ons het mekaar vrygespreek. Hulle was paar 'n maand of 2 terug was hulle by ons huis aangekom en met my ma kom regmaak. Vrede is op die einde van die dag die beste ding. Ja, so my ex het 'n seun gehad toe sy kom na die huwelik toe en ek het hom gevat as my eie. Ek en hy moet nog gesels, maar 'n stap vir stap. Dit sal kom. I don't push it. Ek vat dit so nou dat ek met haar reg gemaak, want ek het altyd gewonder hoe gaan dit wees as ek haar sien. Weet julle die heavy weight wat van my skouers afgeval het. Ek het seker kilo of 2 verloor. Ek daai ding doen. Ek wou my ex van die oë gekyk het en vir haar gesê dat ek is jammer vir wat ek as 'n man aan jou gedoen het. Wow. En die Here het my daai geleentheid gegee. En ek het ook uitdag gesê ek maak myself vry. As jy nog nie vir my kan vergewe nie, is fyn. Maar ek maak myself weer vry. Verstaan? Because die Here het vir my gewys waar my foute was. Ek het klomp foute gemaak. Die huwelik het opgebreek as gevolg van my foute ook. Ek is nie skaam om dit te sê nie. Toe ek daai realisation maak mos toe word ek amper siek. Om te besef as 'n klomp goed. Ons het die COVID, ons altyd COVID gehad en ons doen 'n talk op om mense te help. En as iemand wat oor my gewig praat en te met mekaar uitskeer en ek is siek hy aand en ek bel vir 'n mentor en hy sê vir my Pastor G, daai is 'n klein prys vir jou groot uitgespaarde lewe. Toe besluit ek daai is 'n voedseltjie. En toe sê ek tjak uit my pad uit. Ek is oorgewig en ek het begin besef mense wat sou sê jy's vet, jy's oorgewig. Jene ons weet ons is oorgewig, ons dra dit, ons sien dit. Die dokter het een jaar gesê, Geraldo, you carrying 2 packs of cement with you. En vandag sit ek nou al 3 of 4 sakke. Verstaan jy? Jy moet jouself kan embrace. Ek kan dit nie nou verander. Julle gaan nie vir my maar kyk nou of maar ek is vet nou. Ek sê dit self, maar jy wil dit sê om vir my af te breek. Lelik te sê, is fyn. Maar ek gaan nog verby jou groei. Sien jy? Ek gaan nog net bereik. Daai se lewe. Ons almal het iets in ons lewe wat jy reg gesê. So waar. We all fall short of the glory. En ek maak nie beskoning vir my gewig nie. Dis miskien die een groot berg in my lewe wat moeilik is en wat ek weet God gaan met tyd gaan hy vir my help. Verstaan? Maar ek kan nou hoe kan gaan sit. Daar is te veel mense wat gehelp moet word. Most definitely, ja. So ja, daai is my siening waar dit kom by dit. So September die 28 Januarie 2023 toe establish ons. Okay. Toe kom ons by mekaar by die kerk 'n meeting gehad en ons het hierdie ding bespreek en die objectives en alles dit. En toe het ons dit begin. En ons het gewerk aan die constitution as 'n span. En daar is 60 lede gewees en
toe gaan register ons in Februarie maand en ons het einde April het ons gelons Okay. en ons het eers ons registrasie was eers deur die Mei maand. So ons goed was teruggestuur. Hulle het gevoel ons moet secondary objectives hê. Soos het primary objectives gehad en toe doen ons secondary en toe word ons goed aanvaar. So ja, so amptelik is ons aan die 26ste Mei as ons registrasiedatum as establishment date is die 28ste Januarie 2023. Okay. So dit maak van ons dat ons 2 jaar oud is op pad na 3 jaar oud. Maar ek sê altyd jy sit met die organisasie wat soveel jaar oud is, maar jy sit met 'n stigter wat 21 jaar gemeenskapsontwikkeling ondervinding het. En as ek mag vra, né? Wat is die verskil van gemeenskapsprogram soos Latemba in 'n kerk? Okay. So Wat kan die verskil tussen van daardie wees? die verskil is dat die kerk funksioneer strictly as a faith-based organisation. So as 'n kerk, dit is wat die kerk is. So die kerk glo in die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie-enige God, die glo in die gebed, die opstanding en al daai. Dit is die kerk, né? Dit is waar jy gaan vir 'n bidtier, dit is waar jy gaan kerk toe vir erediens, dit is waar jy gedoop word en al daai. Dit is die kerk. Die organisasie is 'n organisation that reach out to community in need. So dit gaan na daai verlore mense toe wat in die kerk bereik het. Daai mense wat in die kerk wil kom nie. Nee? So jy kry miskien 'n rapper hier buite wat die kerk gaan nie. Nou die kerk gaan miskien nie na hom toe gaan nie. Dan gaan Latemba na hom toe gaan. Come on. En dan vind jy nogal uit dat daai persoon het eens op 'n tyd was daar nogal 'n liefde, maar daar het iets gebeur ook. Verstaan? Oh, dis so ja. As omdat kyk gou net hoe draai so sy hare. Dis nou nie die beste wat daar hier maar. Maar kyk hoe draai sy hare. Normaalweg in die Pinksterkerk moet hy gebestraf word. Hy moet gerol word. Why though? Sien Daai, dan as die Bybel se hare so gegee. Mos Samson nie of wie? En nou ek het nog my krulle ook laat groei. Ek het 'n kruldraad en ek het begin besit ek wil 'n bietjie my krulle dra. Ek hou van my krulle en ek sê self ek lyk mooi met my krulle. U hoef nie te sê ek lyk mooi nie. U hoef nie te sê. Verstaan u? Ek sê dat ek mooi. So ek hou van en dit gaan oor wat ek moes nou hier wil hê. Maar die verskil tussen die organisasie is 'n gemeenskapsorganisasie wat in die gemeenskapsprogramme gaan doen training en alles dit wat die kerkie so seer gaan doen. Die kerk is strictly focused op spiritual development. So ons doen verskillende family development, verskillende programme, fokus op matriekklasse, daai goeie skills, jou drome en alles dit. So die kerk fokus op 'n geestelike basis waar ons op 'n gemeenskaplike basis fokus ons dan en reik ons uit, maar ek moet sê Latemba is gebaseer op geestelike waardes. So die stigter is mos maar nou ongelukkig in die geestelike arena. Jy verdien dit sonder Margaret deur genade. So en hierdie sou wat ons nou gehou het was die eerste. So mense ken vir Latemba dat ons geestelike ontwikkeling op doen en so in die mense wat betrokke is. So dis sou was 'n eerste vir ons. Maar wat het ons gesê as 'n organisasie? Het die kerkie miskien te seer geword het? Het die kerkie miskien vergeet om te lag en te ontspan nie? En dat is wat ek wil gevra het. En ek weet nie, is dit 'n baie kontroversieel en ek weet baie mense gaan sê, oh, how can you ask that? But hey, as conversation and we need to talk about these things. As jy kyk na kerke vandag, sal jy sê the church is dead or the church is alive and well? If you look at the whole global church, die praat van verskillende Pinkster, charismatics and how they because soos ek gesê het laas keer lots op die podcast, ek dink ons is meer ons het hy the fear of God. Ons doen maar net en ons gaan kerk toe en we praise God en ons kom huis toe met dieselfde breath and we say things that we should not and we done us. So is the church, and I'm not
and I'm not criticizing it, and ek weet we should look to Jesus and not the people, but would you say the church is alive and well today? Ek gaan dit my perspektief uitpraat, nee, en dit moet uit jou perspektief uitkom. Maar ek wil jy moet net uit jou kerk uit hier. Ja, ek nou probeer ek community, because ek sê altyd ek werk met almal. Jy sal kom kry 'n goeie verhouding met die leier van die ou pastorie, die nuwe pastorie, die verskeidenlik, because that's community en oor die jare het ons dit opgebou. So maar ek is mos nou Christen en ek is Pinkster waar ek dien. Maar ek forceer dit op ander mense af. So hierdie jaar vir my persoonlik was 'n baie moeilike jaar, 'n jaar van beproewings en toetse. My geestelike lewe was getoets tot die uiterste toe met die uitdagings wat eruit gekom het. En ek het seker goed is daai wat dit sê die Here vat jou woestyn toe. En daar by die woestyn praat hy mos met jou. Waar hy vir jou in sekere situasies laat kom en dan praat hy saam met jou. En ek het gekom bevind, nee, dat en ek is ingesluit wat foute maak en wat sondig. Ek sluit myself nie uit nie. Maar dit is soos jy sê, die vrees van die Here het bietjie verdwyn by sekere mense. Ek gaan nie sê almal, because jy kry regtig die woudheid mense en waar die gees van die Here vaardig is. Maar dan kry jy daai gedeelte wat die vrees van die Here weg is. En ek sal sê vandag that the church is still in need of revival. En dit is wat jou vraag is. Leef die kerk in revival? 'n Gedeeltelik sal ek sê, maar ek sal ook sê van my opinie af dat die kerk het revival nodig. Maar as ek nou praat so Josh, as ek dink wat soms nog praat, ons praat nou van die kerk self. Jy moet gesê die kerk, nie kan die kerk is meer geestelik, né? Nou maar ons praat nou van die kerk self. Die gesond van 'n kerk om deel te wees van 'n gemeente. Ek dink miskien meer na hy punt toe om deel te wees van 'n gemeente en die leier voor die mense met wie because dis mense sal weer aan sit en bid verstaan. Maar as my gees met jou gees aan bos ons elke dag saam gaan die week dan moet ek maar by die huise en myself gaan regte by die kos as ek nou kom even though ons maar ek kom nie vir mense maar ek gaan so lank dus bestaan. Jy gaan. Ongelukkig is dit so. And that's why we ons place maar by die huis en ons gaan die kerk en daar wil dan nie kyk wat ek het seer gekry in die kerk. Ja, so daar wil dan nie kyk. Ons eie deel dan nie kyk nog. Kom ek kerk self as dis kom ek gevra het is die vraag is die community NGO en dan die kerk self because why as ons vat né as ek kerk toe kom elke dag né en ek bly in wat so omstandighede waar ek is dit gaan nie goed met my nie né dit gaan 'n sekere gehalte van my vat om hy sterk persoon te wees om elke dag te kon dien maar dit gaan nie goed as ek uitstap dan gaan ek na waaglijke omstandigheden toe. Die gemeente waren ja oor. Verstaan ek moet jou pligte nakom. Elke woensdag bid ek, elke sondag kerk toe. Maar kom om ja, verstaan. Dis waar wat ek moet praat oor weet verstaan. Oral waar jy hoor is daar mos 'n gedeelte wat mense voel dat daar is 'n social kan wat geneglect word. Ons het een keer uit ons gender-based violence training gehad saam met RDSP en die een groot vraag was waar is die kerk in alles dit. Nou ja, daar's 'n gedeelte wat die sê die kerk moet nader kom. Maar toe het ek hulle geskok want toe kom ek op vir die kerk ook. Toe sê ek hier is die kerk. Wie is die kerk? Ek en jy is die kerk. Die gebou is daar ja, maar ons maak die kerk uit. En ons dwaal af. Daar is 'n leemte wat daar is en nou gebeur dinge nie. En ek sê altyd mense het 'n manier wat hulle fout wil vind. Ja, daar is miskien foute, daar's leemtes, daar's tekortkominge. Maar wat doen jy aan die situasie ook? Soos mense sal altyd sê, en dit is hulle ou gesegde. Ek gaan nie met tiendes dag en nie daai man gaan met tiendes. Ja. Daai ja, toe. Of ek gaan nie na die sê aan op my lê nie, want ek weet nie waar sy hande nie. Daai ja, toe sê daai man met die koue wat my so mekaar het wil geskeer het. Toe sê hy kyk hoe lyk hy van al die tiendes.
Toe sê iemand anders, meneer, ek het gesien, hy werk vir Leiba, hy werk vir sy geld, hy kry nie 'n salaris by die kerkie, so wat ons doen, en ek is nou, 17 jaar wat ek bekeer is, gaan na 18 jaar toe, en in die pastorale bediening, die 12de November, was het 12 jaar. En sover was het voluntary. Ek het die geld verdien, so ek het niemand sy tiendes opgeëet nie. Ek het my eie kos geëet, hoor. So daai is die mits wat daar buite is, die miskonsepsies. So ek wil sê vandag dat baie van ons mense sit met miskonsepsies ook hier buite. Ek gaan nooit die kerk net wil swak maak nie. As daar 'n leemte is, die leier is daar om mee te praat. En as die leier toegeeflik is dat jy kan praat nie, daai was Jesus se saak met die leier. As soos die van Saul geremove het, toe hy nie gedoen het wat hy moes gedoen het nie. So as jy moes aan die pad staan van God se werk, gaan die Here dit self. Hy bestuur sy eie kerk, sê sy woord. Hy het vir ons nodig om beskikbaar en bruikbaar te wees, maar hy bestuur self dit. En die verskil wat ek ook wil noem in terme van die kerk het sy church membership. 'n NGO ran dan soos 'n besigheid te begin. Hy het employees wat dan werk teen 'n salaris of 'n stipend of hy het volunteers wat kom volunteer. So en die kerk het mos nou spesifieke tye op 'n Sondag en die NGO ran maandag tot Sondag. Sien, daai sien die verskil ook wat daar is. So ek weet nie of het jou dinge is verantwoord nie. Ek sal nooit met al die antwoorde sit nie, al is ek 'n pastoor. Ek sal met alles dat. As 'n pastoor wat die pot gaan kyk en sê, as die Jerry, hoe praat jy daar so of ek gee my weer gaan. Nee. En wat sal jy sê vir die mense wat sê, maar hy het hier gekry bekeer. Because wij ons die banken baie keer we sê, maar het gaan nie hou oor die, het gaan moes nou oor die Here verstaan. Maar mense kruiseer in kerke. En hy is iets wat baie gou sal afskiet, maar mense kruiseer in kerke en hy kan iemand se toekoms of sy groei, sy geestelike lewe kan hy leuk beïnvloed. En ek kan nie defensive vandag wees en ek wil 'n advocate wees en ek wil praat vir die kerk en vir pastore nie, because daar's ongelukkig werklik gevalle wat dit gebeur het, né? Waar even leiers ook, ek kan nie teen leiers praat nie, maar vir hulle miskien in 'n oomblik van onwysheid of so opgetree. Maar in general ook, ek glo nie aan church hopping nie. Ek glo aan word gesond, werk die ding uit. Is soos iemand eendag gesê dat ons moet kan die toets deurstaan. So jy kan net nice met my visie, jy moet dan vir my kan, soos my apostel Lof het my een keer hard aangespreek, en toe sê hy, nou die oggend gaan kyk of ek gaan kerk kom. Toe is ek daar by die kerk, want dis die toetse wat er ons ongelukkig moet gaan. So as ek sê Jules of Lots of Esmeralda, ek gaan saam met jou staan, dan moet ek aan met jou staan as dit die slegste manier ook gaat. Ek moet jou toelaat om 'n fout te maak. Die Here het vir my gesê byvoorbeeld, die Here het vir my gesê wat by apostel Lof byvoorbeeld, maak jou bots groter. Hy gaan foute ook maak. Allow hom om foute te maak. Because he's human, he's also learning. En daai is die fout wat ons maak, ons verwag pa en ma moet alles weet. Ons besef dat hulle ook in 'n leerskool is en die Here met hulle ook 'n pad stap het. So ek sal sê as jy met die persoon 'n afspraak gemaak het en jy het gaan praat oor wat verkeerd is en dit het nie gewerk het, dan gaan ons aan die beginsel van die Bybel toe wat sê vat iemand saam, getuie saam en praat en maak die saak en as hy dan nie wil hoor, dan sê die Bybel hoe moet jy hanteer? Soos 'n uitgeworpene. Dan gaan jy en daai is boundaries, né? Daai is ons het nou die dag gepraat daaroor healthy boundaries. Verstaan? So, maar bygesê, ek wil ook vir mense sê, wees humble enough om te erken as jy 'n fout gemaak het. Moenie so vol in jouself visie en arrogant wil wees en nie wil erken dat jy 'n fout gemaak het, because daai is ook 'n realiteit. Maar dit is, ek en my oudste. En dis 'n storie fout.
Ek en my oudste nou die aan kop gegaan oor die acknowledge your mistake and apologize. Nou my ding wat ek altyd sê, apology beteken change behavior. As your behavior nog steeds dieselfde is dat jy nie apologize nie. So it's like a working thing, maar self-awareness kom weer in. Yes. En baie mense practice die self-awareness. Soos ek het groot geword by Pastor Aubrey McCook en sy oorlede vrou Witty McCook, soos ons haar genoem het. Hulle is my geestelike ouers wat my groot gemaak het. En sy is vandag nie daar nie. Pastor McCook het weer getrou, ek het weer dat sy respek vir sy nuwe vrou ook. Because ons het ook 'n goeie relationship. En ek dien nie fisies vandag by Pastor McCook nie, maar hy vertolk die rol as 'n geestelike pa. Hy saai in Latemba in ook. So hulle het nou ingesaai, dus die funksie het hulle 'n saad gesaai. So elke keer dan saai hulle 'n saad. Hulle het hulle gevoorneem om elke maand vir Latemba iets te gee. En daai is wat 'n geestelike pa doen. So ek fisies by hom in die kerk is 'n lidmaatie, maar as hy vandag kyk hoe Latemba groei, dan kan hy sê ek het hy kan so groot gemaak as sy produk, hy kan trots wees. En daai is die verskil. Toe ek weggaan by die kerk, né, oral het ons daai, ons kry seer, ons is ongelukkig of so, maar ek het seker gemaak dat ek nie uit ongelukkigheid daai tyd gaan nie. Al wat ek sê, die Here het 'n ander plan met my gehad, 'n ander pad wat hy met my gestap het. Hy wou my dit groei. Nou het ek vandag 'n goeie relationship met die kerk waar ek groot geword het. Ek is 'n seun in die huis, so ek kan gaan en I'm a Sunday. So as ek daar kom, ek kan 'n pastoor wees, dan serve ek vir Pastor McCook, because ons is op gelyke vlakkie. Hy is my geestelike pa, my mentor. So ek behou daai respek. Beautiful. Verstaan, so daai is die gesindheid. Vandag gaan ons van kerk af kwaad weg en ons lewe. Wil jy en ons is kwaad vir die leier, as hy hier nog spreek. Ek sal ten alles sal ek vandag sê, daai is die orde nie. Jy moet by vrede kom. It is. Jy moet by die plek, van as ek môre of 'n apostel kry, of 'n pastoor kry by hulle nie, dan moet ek hulle lewe kan geseën het, hulle moet my lewe geseën het, en ons moet 'n vrede lewe. En so ek sal sê, daar's 'n groot mate wat die kerk nog die maturity lek. Om mature op te tree in situasies en omstandighede. Verstaan, emotional intelligence. So ek dink daar is groei in daai nodig. Ja, en ek kan op sê die kerk het revival nodig. Baie jong mense voel hulle wil inkom nie, van die kerk is dit ek vriendelik. En hoe akkommodeer ons vir hulle? Hoe akkommodeer ek nou vir Jules in my kerk? Bring jy hele hip-hop dinge in die tent. Ek kom met jou nou, op reis nou, daar 'n hele production doen, dan is ek van die duiwel af. Uit die put, van die So, ons moet ook bereid wees om ons mindsets ook te verander en tye verander. Ons moet saam met dit ook beweeg en groei saam met die tyd en so. So daai is, en die lekker van alles is wanneer jy in die gemeenskap ontwikkeling is, dan kry jy te doen met verskillende sye, so jy het 'n breedvoerige siening in en hoe die ding, en daai is die verskil van ons. As jy nou net fokus is op education, jy is net fokus op die kerk, daai is jou beeld wat jy heeltyd sien, maar ons wat hier gou buite is, wat ander beelde, dan kry ons ander perspektiewe, en ons het 'n ander benadering tot situasies. Yes. Amazing. Ek wil ook vra, Jerry, ek hoor, Apostel Sai, en het jy permanent donors? Hoe werk jou funding? Hoe word jy gesupport? Hoe kan mense support wat miskien voel om by jou in te koop, of het sy met geld of dalk borge of kos, van julle gee kos? Yes. So ons het baie behoeftes waar dit kom by ons is op kombuis. Ons het hierdie jaar het ons 2 keer 'n week kos gegee, so ons het ons eerste amptelike funding, Hoofd Wind Farm, Blackwood Community Company, hulle befonds vir ons. So hulle het vir ons vir die jaar befonds. En so dan kry ons van die winkels af 'n pygie vir ons
van die huis wat hulle het vir die sopkombuis. Ons het ook OK Mini Market. Dan in die tyd het Lowville Supermarket ook vir ons gesupport. En ons het nou ook vir Food Lovers wat hulle Temba support. Nice. So daai is die winkels. So dan het ons baie vriende wat saai in die Temba wat 'n bydra maak, sê ek gee R500 towards dit. So ek sal maar my vriende vra en mense wat ek ken, ons het dit nodig. So Letemba het die afgelope tyd survive vandat ons begin het op donasies en ek moet ook sê die volunteers en die board members het uit hulle eie sak uitgehaal. So ons het die culture, ons wil net hê jy moet gee nie, ons gee ook. Come on. So ons het self ook ingesit. Ons eie finansies het ons ingesit om die goedes te laat werk. And that is amazing. Ek weet een vriendin, my naamgenoot. Yes. But sy weer. Yes, en elke sy's 'n maand. baie lieflike mens. Sy elke maand in Letemba. So dit is die tipe mense wat ek sê. En ek het daar genoem by ons funksie, het ek acknowledge, sy gee elke maand. Van my familie gee ook elke maand vir hulle 'n bydra maak because they take pride in what I do as a That's family awesome. member That is en hulle so vat awesome. ownership saam en ek sê vir hulle julle moet accountable wees. My suster sê ek ook jy moet saai want jy's my suster. Come So on. jy moet die eerste een wees wat kan saai. En dit so ek sê altyd ek het altyd vir hulle so gesê ek was die eerste wat na die Here toe gekom het. Dat hulle nog by die Here en sê kom gou dat ek wil leer van tiendes. Gee jou geld, jy kan maar daar is, jy sal geseënd wees. Come on, Die come on. principle. En hulle het altyd die principle. En ek moet vandag sê as ek ons lewe vandag ek gesin, die Here het ons regtig geseën. That is awesome. Dit wat julle gesien het toe julle daar was, dit was nie so gewees nie. So dit is hoekom ek voel. Daai kantoor wat ons het ek met my pensioengeld van Lywe gebou. Gedeeltelik van die mooi markiserings ek goed het Letemba deur gekom en so, maar die gebou het ek gebou van my pensioengeld. Sure. Ek het Lywe bedank laas jaar Junie maand om die organisasie verder te bou. So. So, That is a crazy faith. Dit is regtig crazy Stap. feit. Wow. So, hoe het ek dit gemaak tot op nou toe? En ek moet vir die land sê ek het sonder 'n salaris gewerk van laas jaar June af tot nou toe. Sure. Ja. Hier is ek in Desember maand. Ek het hier bonus, ek het hier salaris sien. Come on, Bad guys. Bad Die guys. Here die hele jaar na my gekyk, die Here gaan nou ook na my kyk. Net so. En God het dit toegelaat dat ek afskip nie. Die mense dink ek het 'n klomp geld en ek het alles en ek het vir die level hoe die Here met sy kinders afsou. Come on. Daai is een ding. En ek kan dit nou op die podcast noem vir die mense om te sê dat ek het sonder 'n salaris gewerk al die pad. En die Here het voorsien in my behoeftes. Die profesie was gewees toe God my roep dat ek moet bereid wees om ander mense te help en ek moet as ek geld dit insit. Ek ken nie meer regtig van klere koopie want elke geld wat ek kry, dit moet in die organisasie gaan. En toe is dit dat die Here begin stil staan by my ook en so vir my bietjie bederf en ek wil sê hy gaan na my kyk en ek remind die Here. Soos ek nou remind Here, Jules hulle gaan lekker vetterige vleis eet. Ek wil ook. Here, ek het mos dit gedoen. Remind vir my, ek het dit gedoen, so nou wag ek vir u. Daai level. En ek wil nie afgeskep wees nie. En daai is die ding van as jy vir God werk. So organisation werk, jy werk eintlik vir die Here. Because van jy moet van jouself heeltyd insit. En wanneer almal terugstaan, dan kan ek nie terugstaan nie. Dan moet ek rise to the occasion. Wanneer dit goed op is, dan vra hulle pastor, hoe nou? Wat nou? Maak jy visies meer. Yes. Môre maak ons kos. Ons het die aardappels nou nie. As jy nog môreoggend kan bring die aardappels, die Here sal meer maak. Maar ons sal hom eet môre. En daai is die geloof. Ek moet sê, ek het in Letemba gekom leer wat is ware geloof. Dit het vir my
Hulle gedoen is. Het wil gedoen is om jou pension fund op te gee, jou medies, jou housing allowance. Kyk hier, ek kon dokter toe gaan soos ek wil het. Hier moet ek in die kliniekse lyn gaan staan. En is 'n lang lyn. En ek moet die oggend vroeg 6 uur gaan staan en my man En ek loop babietjies van die hele en alles. Ek sê, kan mami nie van my gaan nie, man. Kan iemand dit vir my En toe moet ek hy ding oorbrug. Toe sê die Here, sy is te hoogmoedig nie. Sy het eintlik hoogmoedig geword. Nee, ek kan dit erken. Ek het gemaklik geword en hoekom kan ek in die lyn staan en al die ander mense staan in die lyn? Nie toe word dit gemaklik. Ene toe kry ek my beste gesesies daar en die Here wys my die behoefte daar. En toe begin ek gee ons kos by die kliniek. Life is not what we think. Kyk daar. Die Here sal jou tellers. So ja, en ek is bly vir die journey wat die Here gevat het. En dit is hoe die lewe is. God vat ons persoonlik die Here goed eers, dat jy empatie kan hê wanneer jy met mense werk. Jy moet weet waar hulle gaan. En daai is wat ek weet van die hele gesprek met die podcast is jou journey wat jy deur gemaak het en waar jy wil leef. Ek dink as jy nie ongelukkig, as jy nie deur alle goed gegaan het, dan kon jy nie vandag op werk gelos het en voort te gaan met wat jy gedoen het. As nou 'n klein bietjie haas, maar dit is die realiteit verstaan. As jy nog saam was met miskien 'n familie of iets of wat so ewe, dan kon jy nie vandag doen het wat jy vandag gedoen het. En ongelukkig daai pad wat God miskien uitgesit het vir u. Kyk, soos ek het gesê met ons ding van as ek gegaan het, dan sou ons die fande gekry het miskien nie. Want ek was nog met Labour se werk en dan moet ek aan behalwe ek moet skelm Latemba se werk doen. Toe sê ek, ma'am, ek is 'n eerlike mens. Ek wil nie skelm werk nie. Dat ek mag gaan. Daai tipe van ding. En as ek kyk wat ons die jaar ons was, en ek kan dit noem, ons was goedgekeur vir 250,000 en ons kon baie gedoen dit in die jaar. Ek het by die sou gesê, ons het omtrent so 12,000 monde gevoed, ons het soveel skeppe gegee, soveel bakkies kos, kon ons gegee dit die jaar. En dan God vandag al die eer vir dit. En ons kan net verder groei. Ja, ongelukkig deel ons maar met hulle wat bietjie jaloers is ook, en wat jy wil sien, ons gaan iewers sien, ek kry dit, maar ons fokus is ongelukkig op dit. Dat jy wil met julle Brommers. Die brommers. Nou wil ek sê die mense wat jou in die kerk seermaak, wat sê jy vir hulle? Kokorot. So, nee. Julle kan nie van die kerk mense praat. Nee, maar ek het mos nou die Kave kerk en die So ja, mense, daai is die journey, maar ons het nog baie nodig. Die droom is om die jeugprogram verder uit te laat groei. Ons werk op die oomblik is ons van ons huis af, waar ons voorreis gevat het, en dat die kantoor gemaak het, en ek het my braaikamer gevat, en dat die sopkombuis gemaak. So ons wil graag ons eie gebou hê. Waar ons kan al die programme laat hardloop. Op die oomblik maak ons gebruik van die munisipale geboue om ons sessies te doen, en SPM, well done. Hulle support ons baie. Maar ons wil by 'n plek kom waar ons al ons programme onder een dak laat hardloop. En jy sluit oop en jy sluit. Yes, en dit is die droom wat ons het. So van nou het ons nou nog, ons het 'n groot behoefte aan 'n vervoer vir Latemba. So my kar het gery vir die afgelope tyd vir Latemba. So die kar wat daar buite is, hy het nou al klomp goed. Ek het 'n skuif deur al daar ingelei. Ek lei in, ek sê maar, as jy hulle pas jou seat, dan sê ek die Here gaan weer uitsorg. Maar die ding moet nou gedoen word. En as dit ingelei, dan is die skuif deur in by die sopkombuis. Jy het dit gesien daar. Dis die tipe goeders. So, almal gaan nie daai doen nie. Almal gaan sien maar ek is 'n mooi kar en ja, dit moet opgepas word en ons pas dit op, maar die werk moet gedoen word. Die goed moet gedoen word en ek kan nie wag vir 'n bakkie wat moet kom nie. Ons het dit groot nodig. Ek kan nie wag vir die busie, ek moet iets doen. En gelukkig is dit 7 seater, so ons kan nou baie doen. Maar ons het 'n busie nodig, ons het 'n bakkie nodig.
dit is wat ons nodig het. Ons het gewerk met volunteers. Ons het salarisse nodig om mense te betaal vir die organisasie om na sy volle reg toe te kom. En sy volle regte groei. So ons het partners nodig wat saam met Letemba kan partner. En wat ons droom kan 'n realiteit maak in die gemeenskap in. Sodat ons meer werk kan skep aan meer mense aan ons eie gemeenskap. En ek moet sê ek is trots op die mense van Lowell en die mense van Vredenburg because that's hope in Lowell. Yes. Een van ons suksesstories is een van ons beneficiaries wat in die lyn gekom staan het en gekom kos haal het. Sy is vandag een van ons volunteers en sy help vandag met die skoonmaak en so. En thumbs up vir Sila. Sila lyk baie pragtig en ek wil baie dankie sê vir die hele span. So ek moet sê 'n winning team, die volunteers, die team sou nie gekom het was as dit nie vir hulle was nie. So from my side, thumbs up for everyone. Yeah. Awesome. What a inspiration, guys. Nee, what a inspiration. En die regte leier sal dinge laat werk, man. Ek dink dit waar ons begin. As iemand nie voorpunt dit wat hy omgee op sy voete te gebruik vir die krediet korting, kan jy nie dit gaan nie. En ons kan sien dat in Pastor net wat Pastor is net. Amazing. En ek glo julle gaan nog baie beter doen, julle gaan baie beter bereik, baie meer bereik. En baie plekke dit nodig, man. Ek dink baie plekke sal hulle wat gee om sulke organisasies te hê in die gemeenskap en die Weskus is baie bevoordeel. Definitely. So al wat ek kan sê is julle is een groot inspirasie. En dis kom toe ons so hier gepraat van vroeër van die sou. Dit was ook eens 2 keer om dit ding aan geld op sit op met maar ons kan sien wat jy aangaan bestaan. So. En dis wat ons het so ek sê dis 'n wen man om dit te kan sien en 'n man wil dit graag help buitekant. En begin eers soos u gemaak het, begin eers. Shalom met ons om eers begin. Ek kan nie wag vir 'n office space of 'n studio space nie. Begin eers. Dit is so lots. Ons het van Suster Flonsa hier af het ons die opkom by skat en goed gedoen. En toe ons hier begin die gebouetjie. Ek moet sê van dat ons daar ingekom het, toe vat mense soos meer ernstig op. Toe kom die partnerships en dan kom in hulle sê net designated space en alles daai. So voorheen het ons gesukkel met mense wat ons ernstig opgevat het. Mense wat in ons vertrou het. Partners en mense. En toe het ons gegroei dat mense van aan ons begin glo en vertroue aan ons kry toe hulle sien dat alles wat ons doen. Ja, as die mense mos die evidence sien daar is daar Dan kom jy vloei. So ja, van my kant af ek kan dit sê ook aan en baie dankie vir wat julle doen en wat julle beteken vir die gemeenskap. Ek dink ons het julle baie nodig. Ek glo ons het julle baie nodig en dankie vir dit Pastor, maar nou aan met dit. Is 'n baie goeie persoon gewees. Ek dink soms is 'n gesels iemand nodig man. En wat u gesê het is toe in die donker was as mense kan kom en nie kon uitlei dan gaan mense verloor en baie kere gaan mense verloor want niemand kom hallo uit daar. Jy kan nie seker goed kan nie op eie doen nie. En ons lek daai want ons het nie meer mense ons lewe wat vir ons kan uit die donkerte uit nie. Maar dankie vir mense soos julle wat daar is om 'n ander persoon te kan help en ewen op die podcast te kom en te kan praat oor. Van dis die nuwe wy om by mense te kom wat die mense wat by hulle is wat staan. Ons almal het fone, word nie meer reg vir 'n fisiese bestaan. So ja man, so baie dankie vir dit. En van julle kant af, broer George ons u. Great. Ek was pressing vir 2 ure nee. Wow, amazing. Meester, what I'm busy doing is also calling from God. Nee. Stemgehoor, wat weer reminder. En wat ek vir jou wil sê is as God vir jou roep, luister and go towards that. Verstaan jy? Hy gaan nie vir jou kies, hy gaan nie vir jou roep just in journey. You see, and bigger purpose. Waar hy vir jou na toe stuur, he will send his help always. En dis gejaas toe ding, ek het ook baie kere teruggestaan en sê, nee man, hier lots wil betaal wees, en hy sal goed wees vir die project, en dan gaan jy na hom toe, en dan maak God die deure oop, en dan is, so, moet jy dink aan wat jy capable is om te doen, because it's not your mission.
jy word maar net gebruik in daai dinge se. So moenie dink, ons môre aardappels nodig. Waar gaan ek die aardappels eere? Jy sê ons môre aardappels het, waar is die aardappels? He will always be there. En dis hoekom ek so die ding hard toe vat, because why it's it like for my glo God is real, because why similar story, you know, so I'm encouraged very much. Ons gaan nog verder koffie drink. Most So definitely. yeah, thank you very much. Yeah. Van my kant af, ek hoop nou net my sponsors sien, laat hulle meer Weskus toe kan pos, laat ek kan gaan deliver. So. Baie dankie Esperanza se sponsors. Ja, sorry voor, en dat is belangrijk, guys. Als een NGO, nee, so ons het jullie geld nodig. Maak je zaak, hoe klein is, hoe groot is het. Enige help, het helpt. En dat is al, en ik weet, God zal het in jullie harten zetten om te zaaien. Verstaan? Soms die man is nodig, was zo wat God zal zelf weten, weet doen, hè. So, iedereen kan helpen. Saai in hulle tema, né? As gaan hulle goeie doel, jy kan sien dat die results is daarso. Verstaan? So 'n goeie organisasie, 'n gesonde organisasie. So die gemeenskap van Baatheid, so asseblief man, ons het julle help nodig in support. Iets laaste hier kan van my kant af wil ek net vir die Weskus, vir Vredenburg, die land wil ek baie dankie sê. Ek wil al onze partners, al onze vrienden, al die rolspelers, die beneficiaries, is onze mensen met wie ons werk. Allemaal wat de hand bijgezet het zover, wil ik baie dankie sê. Baie dankie aan ons official funder, Mountfield Wind Farm, local community company, mag julle seën. Baie dankie vir julle allemaal en ons is amptelik, ons is geregistreer, ons het 'n bankrekening, ons het 'n board, so as jy 'n one man show nie, ons is 'n regte besigheid. Ons is reg op die witlyn. Yes. So ons sal dit baie waardeer as u van hulp vir ons kan wees. U kan met my kontak maak, kan ek my nommer gee. My nommer is 083 766 4922. En dan kan ek vir u verder lei oor waar u kan betrokke raak. Maar aan julle span wil ons sê baie dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit. En voorspoed vir julle werk. Dit wat julle doen, mag hierdie podcast groei en may it be one of the podcasts. 'n geherkende podcast wat hoog op in die range geherken word. Mag julle werk groei, mag julle as persone, mag julle groei. Ons wil die seën van die Here op julle uitspreek. En ons vergeet nie dat ons almal maak foute nie, ons almal sondig elke dag. En ten slotte wil ek sê vir iemand daar buite, you are not your weakness. Come on now. Mag Here jou seën. Come on. Goeie ure. Ja. En dit voel ek so nie net. Voel man kan nog, as hy nie nog spacey loads, Dan gaan dit. dan gaan dit.